Goeiedag almal, ons gesels oor bietjie oor groei. Geestelike ontwikkeling, nie net groei soos wat jy groei in jou liggaam nie, maar emosioneel en geestelik. Daardie dinge wat uiters belangrik is, die manier hoe ons optree, die manier hoe ons reageer, die dinge waaraan ons dink, ons persepsies, die wyse hoe ons ons werk doen en ons besighede bedryf. Al hierdie dinge dui op groei. Geestelike groei. En die doelwitte en waardes van ons lewens moet gefundeer wees op die beginsel van groei. Ons moet in alle opsigte ontwikkel. Ons moet groei. Liggaamlik ja, maar ook emosioneel, maar ook geestelik. Psalm 92 vers 13 tot 16 sê, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei. En luister na hierdie belangrike uitspraak. En in die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. En hulle vrug sal vet en groen wees. Maar geestelike groei en geestelike volwassenheid kom nie net van self nie. Vir ons as kinders van die Here realiseer groei deur die woord van God. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daardie woorde wat die Here gespreek het om alles weer in orde te bring. Laat daar lig wees, laat die aarde voortbring, laat die son, maan en sterre, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En die woord was God. Kragtig. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid. Heilig, Hagios, maak hulle anders in alle opsigte in u waarheid. Watter waarheid is dit? U woord is die waarheid, die dinge wat die Here sê. En dan 1 Tessalonisense 2 vers 13, hoor wat sê die woord hier. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord, die Griekse woordjie is logos, wat dui op leringe en begeertes deur God uitgespreek, toe julle die woord ontvang het. Woord ontvang beteken paralambano, om dit te hoor en om dit te aanvaar wat aan jou gegee is en om dit op te tel en jou eie te maak. Hierdie woord wat deur ons verkondig is, julle het dit aangeneem, dechomai, om dit vas te gryp. Het nie net 'n woord van mense nie, maar so wat dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk, energeo in Grieks, kragtig, doeltreffend, werk in julle wat glo, pisteo, absolute oortuiging van die waarheid te hê en om dan daarop te reageer. Wow, dit op sigself dui op algehele geestelike groei, geestelike ontwikkeling en geestelike volwassenheid. Nou hierdie gedeelte, 1 Tessalonisense 2 vers 13 met hierdie Griekse woorde en die verklarings daarvan kan nou soos volg gelees. Luister hierna. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die logos leringe en begeertes wat deur God uitgespreek is en deur ons verkondig is gehoor het julle hierdie logos woorde van die Here God aanvaar. Julle het dit vasgegryp en julle het dit julle eie gemaak. En dit was nie vir julle bloot as woorde van mense nie, maar soos wat dit waarlik is, as die leringe, die begeertes van God, wat kragtig en doeltreffend werk in en deur julle, wat absoluut oortuig is, dat dit direk van die Here God kom, en dus daarop suksesvol en kragtig kan reageer. Om geestelik te groei is van uiterste belang vir ons vooruitgang hier op aarde. Die logos woord van God kan jou hele wêreld verander.